2026 wil ek begin, ek gaan vanmôre hieroor praat en ek gaan volgende Sondag daaroor praat. Vanoggend wil ek vir die inleiding gee na dit. En dan ek wil begin met hierdie vraag vir 2026 aan die begin van hierdie vraag, van die begin van hierdie jaar. As jy moet terugkyk in jou geestelike lewe, as jy moet kyk na die pad wat jy al met die Here gestap het, hoor gou hierdie vraag, kyk gou vir my in die oë. Het u al enigsins in u lewe vir die Here 'n altaar gebou? Jy kan die woordjie altaar vervang met 'n merker. Het jy al enigsins, het jy al gewonder hoekom in die Ou Testament so baie gepraat word oor altare? Nou, Paulus sê in 1 Korintiërs 10 vers 11, hy sê, al hierdie dinge is vir ons opgeteken in die Ou Testament as voorbeelde, as waarskuwing, so altare is vir ons opgeteken as voorbeelde op ons, op wie die eindes van die aarde. Met ander woorde, altaar het 'n geestelike betekenis. Al die altare, nou ek wil vanmôre, en ek gaan, jy kan my maar vat, ek gaan dit vlugtig vir u noem, daar is nie tyd om in te gaan by al 7, ek wil jou 7 altare noem. Wie die heel eerste altaar gebou vir die Here, waarom het hy dit gebou, wat was die geestelike betekenis, want ek wil graag hê dat ek wil vir u een les leer. En ek wil dit vir u sê, 2026 sal u moet leer om altare te bou. Weet jy wat is die geheim van 'n altaar? Jy sien ek en jy leef in die geloof. Die geestelike lewe is 'n geloofspad. En dit was vir my so wonderlik al van die begin van die jaar af hoe die Here met my gepraat het in my stiltyd. En ek verlede Sondag vir die gedeelte gewys wat die Here al vir my oopgebreek het. En dit is wonderlik, vriende, dit is wonderlik wanneer die Here met 'n mens praat. Ek sal dit nooit vergeet waar ek gesit het daai Dinsdagmôre, die eerste Dinsdag van 2026 en ek het daar gesit en ek het nie kans gesien, was nog nie ingestel vir 2026 en ek sê Here, ek staan in die begin van hierdie jaar en daar voel om my hart so 'n koue hand en ek weet nie wat hierdie jaar vir my inhou en vir ons gaan inhou nie. En ek kry hierdie gedagte net. Ek wil nie sê 'n hoorbare stem nie, as jy moet altyd onthou as ek verwys na die stem van die Here, dis nie hoorbaar nie. Jy weet in jou hart die Here praat met jou en daai môre weet ek en ek sit daar en ek het nog nie my Bybel oopgemaak nie en ek sê Here, U sal met my moet praat, U sal vir my belofte moet gee vir hierdie jaar. U sal vir my hoop moet gee vir hierdie jaar. En ek kry hierdie gevoel hier binne my. Blaai gou na Psalm 121 toe, kom die gedagte by my. En ek blaai na Psalm 121 toe, daar staan hierdie woorde, waar Dawid sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En hy antwoord dit, hy sê, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hoor gou mooi. En net daai oomblik, en ek bestudeer daai teks, en ek vat daai teks, en ek het verlede week vir u gewys, dat daai woordjie berge beteken, mountain gods, dis waar afgode was, dis waar rowers was, hy sê, my oë is nie op daai dinge geplaas nie, nee, my hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Dit was nie lank nie, toe sag ek af, op my knieë by daardie stoel, hoekom vertel ek dit vir jou, hoor gou mooi, daardie Dinsdagmôre, toe maak ek van daai stoel vir my 'n altaar. Ek maak dit 'n merker. As ek daar gaan sit om net die nuus te kyk, dan gaan sê ek vir die Here, dan sê ek, Here, ek herinner U, hier is my monument, U het vir my, en dan quoteer ek daai teks. Jy sal moet leer om in 2026 vir jou altare, merkers op te rig in die geloofslewe. Om die Here te herinner aan wat hy vir jou gesê het, waarin jy moet vashou. As jy die altare gaan hê nie, wil ek vandag vir jou sê, gaan die winde van hierdie lewe jou rondgooi. Van een kant na die ander kant. Maar jy moet nou mooi kyk, dit is my so wonderlik as ek hierdie altare vir u gaan noem nie. Elke keer wanneer God, of wanneer iemand in die Ou Testament 'n altaar gebou het, dan moet jy sien hoe het hy begin. Die eerste keer het byvoorbeeld by in Abraham se lewe het die Here gesê ek is die Almagtige. Daarna het die Here, as hy iemand 'n altaar gebou het en die Here het aan hom verskyn, jy kan dit 'n studie daarvan maak, het die Here gesê ek is die God van Abraham. Ek het 'n verbond met hom gesluit. Ek sal nooit teruggaan op my verbond met hom, my woord op hom nie. Ek is die God van Isak. En ek is die God van Jakob, hoor nou mooi, en dan wil ek ook graag jou God wees. Bou altare
2026 moet in jou geestelike lewe bestaan uit markers, noem dit altare. Nou, ek gaan nou saam met my blaai, maar ek wil net gou hierdie vir julle as inleiding wys, nee. Altare in die Ou Testament was nie maar net fisiese klippe wat hulle op mekaar gestapel het. Nee, daar was 'n baie dieper betekenis as net hierdie klippe. Dit was belangrike geestelike markers. En saam met daardie marker, as hy daai klip daar neergesit het, het hy geweet, dit was 'n ontmoetingsplek wat ek en God met mekaar gehad het. Dis iets wat God vir my hier kom sê het, dis iets wat God vir my kom doen het, 'n ontmoetingsplek. Dit simboliseer, dit beeld, as jy na hierdie klipstapel kyk, as ek hier verby gaan, dink net, elke keer, ek gaan dit maar net doen, ek gaan nou daarby kom, elke keer as Jakob by hierdie plek verby gaan, by Berseba, en hy sien hierdie klipstapel, dan onthou hy sy broer met 400 man, Laban is agter hom aan, hy wil hom doodmaak. Esau wil hom doodmaak. Hy vlug van sy oom Laban af. Dan onthou hy, as ek hier kom, ek onthou hoe die leer daar was tussen God en tussen die hemel en die aarde, hoe die engele van die hemel afgestap. Hy onthou dit, hoor gemooi. Jy sal onthou wat by 'n altaar gebeur het, as dit 'n plek van ontmoeting was. Jy sal dit onthou. Jy sal presies die insident, jy sal presies weet, hoe jy gevoel het, wat daar gebeur het. Ek wil tog vir jou vra vanmôre, dis hoekom ek met jou hier oor praat. Bou 2026 altare vir die Here. Want dit simboliseer iets tussen wat gebeur het tussen jou en God. Nou die woordjie altaar het twee betekenisse. Dit beteken 'n plek van slagting of dit beteken offerplek. En nou gaan ons na 'n paar van hierdie altare, ek wil vir jou 7 vinnig uitlig. Nou ek wil gou hê jy moet my baie mooi verstaan. Daar is 7 wat ek vir jou gaan uitlig, maar as dit by Abraham kom, dan wil ek vir jou wys dat Abraham het 4 verskillende altare vir die Here gebou. Jy gaan self 'n studie van die altare gaan maak, is baie interessant. En dan kom die vraag, hoekom was daar die altaar gebou? Wat was die geestelike betekenis? So ek gaan vir jou wys wie die persoon was. Die altaar waar hy hom gebou het, is belangrik. Jy gaan dit nou sien. En hoekom? Wat was die geestelike betekenis? Wat simboliseer dit? En mag God die Heilige Gees daai altare vanmôre op jou en my lewe van toepassing kom maak. Nou ek wil net hier tussen hakies vir jou sê, in elke vers is baie duidelik, dit is baie interessant. Jy moet oplet as ek dit gaan lees. Jy gaan dit saam met my lees. Dis hoekom ek dit nie op die skerm vir jou gaan gooi, ek wil dit hê. Jy moet self kan sien nie. Wie is die persoon? Dit is belangrik, wie is die persoon wat die altaar vir die Here gebou het? Waar het hy die altaar vir die Here gebou? Ek wil tog weet waar. Ek weet by my stoel. Ek weet die dag toe ek tot bekering gekom het, buitekant Winburg, by Mispa, ek het jou baie keer van daai boom vertel, was daai boompie so klein. Hy's vandag 'n groot boom. Is vandag vir my 'n marker, dis vandag vir my 'n altaar. Ek weet wanneer dit gebeur het. Ek weet ek het by daai boom gekniel en ek my lewe vir die Here gegee. As ek daar verbygaan, dan weet ek daar, hoor gemooi, waar het dit gebeur en wanneer het dit gebeur. Interessant as jy na die teksverse kyk. Die geestelike betekenis sal weet, jy sal weet. As ek vanmôre oor altare praat, sal jy weet, ek het 'n altaar in my lewe. Ek het al so 'n altaar. Ek wil dit vanmôre vir u sê aan die begin van hierdie jaar, as jy nie seker is nie, moet jy seker maak of jy so 'n altaar het. Wanneer het u in die geloof daai altaar tussen u en die Here opgerig? Dis belangrik. Jy sal mos weet, dit gebeur nie in mense droom nie. Nee. En ek sal weet waar. Kom ek wys vir u. Nou jy moet dit saam met my lees. Blaai saam met my na. Hy was die heel eerste persoon wat vir die Here 'n altaar gebou het. Genesis 8. Die heel eerste persoon. Hy bou toe vir die Here 'n altaar. Jy kan by die huis die hele gedeelte lees.
Genesis 8 vers 20 en 21. Baie interessant. As die Bybel hierdie dinge sê. Vers 20 gaan ek met jou lees, saam met jou lees. En Noag het vir die Here 'n altaar gebou. Hoor mooi, baie mooi. Dis die heel eerste keer in die Bybel wat ons lees van iemand wat vir die Here 'n altaar bou. Hoekom? Daar's 'n geestelike betekenis. Hier lê geweldige geestelike diepte hierin. En van al die reindiere en al die reinvoëls het hy geneem en brandoffers op die altaar geplaas. Wat beteken altaar? Plek van slagting. Wat beteken altaar? 'n Offerplek. 'n Altaar is iets wat jou gaan kos. Jy vat nie sommer maar net klippe en jy bou, nee. Here, hier het ek 'n verbond met God gesluit. Om 'n verbond met God te sluit, gaan jou iets kos. Hy vat van die reindiere en hy vat van daardie van die voëls rein en hy bring 'n brandoffer vir die Here. Hy bou 'n brandoffer op die altaar gebring. Wonderlike altaar, hoor nou mooi. Kyk wat doen 'n altaar. Wanneer ek en jy 'n altaar vir die Here bou. Kyk na die kenmerke hiervan. En die Here het die lieflike geur geruik. Here, dis nie vir my maklik om hierdie altaar te bou nie. Jy gaan dit sien. As ek hierdie 7 dinge vir jou noem. Here, dis nie maklik nie. Ek vat die een steen, die een klip en ek sê dit op die ander klip, dit gaan gepaard met trane. Here, ek is nie gewillig nie, maar maak my gewillig. Ek bou, en terwyl ek bou, hoor wat sê die Bybel, God is dit 'n lieflike geur. My kind, ek hou daarvan. Ek hou daarvan. En die Here het die lieflike geur geruik, en die Here het in sy hart gesê, hoor nou hierdie verbond wat God nou sluit, as gevolg van 'n altaar wat Noag vir die Here bou. Hoor hierdie verbond. Ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. Dis die altaar. En Noag bou die heel eerste altaar waarvan die Bybel praat. En daardie altaar wat hy vir die Here bou, simboliseer 2 dinge. Onthou, ek gaan vir elke keer die betekenis van hierdie altaar. Hoor God se verbond, ek sal nooit ooit weer. Hulle het in daardie ark geklim en die watervloed het gekom en hulle was maar 8 met al daardie diere in daardie ark en God kom en hy bring hulle weer aan land en hulle loop droogsvoets daar uit en God, hy gaan bou 'n altaar vir die Here. Here, dankie dat U ons gered het. Dankie vir redding, Here, dankie. Hy bou die altaar. Dankbaarheid. Here, U het ons bewaar in hierdie ark. Hoor gou mooi. Terwyl ek besig was om voor te berei, en ek gaan dit volgende Sondag die geleentheid kry, het ek vir myself gesê, in hierdie gemeente is daar nie een persoon wat nie na hierdie vakansie 'n altaar kan bou om vir die Here te kom sê, Here, as ek dink aan 2026, net vir redding, Here, dat U my bewaar het. Ek kom bring en ek bou 'n altaar vir die Here. Is dit nie wonderlik, vriende? Maak dit geestelik. Het die Here jou siel uit genade al gered? Het die Here jou siel al uit genade gered? Dat jy kan weet, my siel is uit genade gered. Want uit genade, sê die Bybel, Efesiërs 2 vers 8 en 9, word julle gered deur die geloof. En nie uit werk uit nie. Here het my siel in 96 gered, in 76 gered, Here. Ek onthou dit, Here. Ek onthou daai Saterdag. En vir al die jare tot 2026, Here. Ek nou jaars aan weer vir die Here gesê, Here, dankie dat U my siel uit genade gered het en ek gaan 'n nuwe jaar deur daai wete blye versekering Jesus is my. Deur al die jare het die Here my gedra en die Here het my bewaar. Ek bou 'n altaar vir die Here. Het jy miskien nodig
om daai altaar vir die Here te bou. Here, dat U my siel, hoor gemooi, hoor dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Weet jy hoekom twyfel baie mense? Weet jy hoekom twyfel mense oor hulle redding? Hulle het nie 'n merker nie. Hulle weet nie waar dit gebeur het nie. Hulle weet nie wanneer dit gebeur het nie, en of dit gebeur het nie. Die oomblik as jy daar praat, wanneer, het dit, hoor gemooi, jy sal weet, of jy op jou knieë al voor die Here gebuig het vir redding. Jy sal dit weet. Jy sal weet of daar 'n verandering plaasgevind het, jy sal dit weet. En dan maak God 'n belofte. In 1 Tessalonisense 5:23, dat hy my siel en my gees en my liggaam sal bewaar tot en met die wederkoms van die Here Jesus. Bewaar, Here, dis genade. Het jy al so 'n altaar? Miskien het jy nodig om in die geloof te kom te sê, Here, help my, ek wil graag hierdie altaar vir die Here bou. Ek het nodig om 'n altaar te bou, sodat ek nooit weer sal wankel, sodat ek nooit weer sal twyfel in die Here. Daar's die tweede een. So jy moet altyd onthou, Noag was die heel eerste een wat 'n altaar vir die Here gebou het. Dankie Here vir U bewaring. Dankie vir U redding. En 'n verbond. Hoor wat sê die Bybel. En toe die Here dit, die Geer. Ek hou daarvan. God hou van altare, het jy dit geweet? God hou van merkers, het jy dit geweet? Vir hom 'n lieflike Geer. Die tweede persoon was Abraham gewees. Hy het 4 altare vir die Here gebou. 4. En die eerste altaar, blaai gou saam met my. Jy moet dit merk. Vind ons in Genesis 12. In Genesis 12 vers 7. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Nou lees ek net vir jou die voorafgaande vers. Vers 6, en Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem, tot by die terpentynboom, jy kan maar sê moor of moor, en beteken onderrig, om te onderrig beteken daai woordjie. En daar by die terpentynboom, daar by Sichem, waar het hy hierdie verbond met die Here gesluit? Waar het hy sy altaar vir die Here gebou? Onthou, die eerste altaar wat hy bou hy by Sichem. Waar staan dit? In Genesis 12. En hoor wat sê die Here. Sien by daai altaar wat hy bou, onthou hy het God se stem gehoor. Op daai stadium is hy vreemdeling. Die Here sê, hoor jy Abraham, ek wil hê jy moet nou trek. Lees dit gou saam met my. Laat jy dit sal sien, dit staan in die Bybel. Genesis 12 vers 1. Die Here sê, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal seën. Sal wys. Vers 2, vers 3. Maak God 'n belofte. Hy sê, ek sal jou groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En vers 5 sê, Abraham vat sy vrou, en dan het ek in my Bybel omkring, het toe uitgetrek. Hy's gehoorsaam, Here, hier gaan ek. Waarheen? Here sê, trek. Waarheen, Here? En die Here bring hom daar by Sichem. En vers 7 sê, die Here verskyn aan Abraham. Let op, hy het nog nie die H in nie, nee. Is nog net Abraham. En die Here sê vir hom, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Hoor hierdie verbond wat God met Abraham sluit. Hy is daar by Sichem en hy hoor God se stem. Aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Here, ek wil dit net kom bevestig. Vers 2b sê, toe bou Abraham 'n altaar vir die Here. Ja, jy moet weet, daai twee woordjies kom altyd by mekaar uit, altaar vir die Here.
Hy het nie vir 'n ander god dit gebou met 'n klein lettertjie nie, vir 'n afgod nie. Hy bou, uit dankbaarheid bou hy. Ek het die Here se stem gehoor en hier's nou 'n verbond gesluit tussen my en die Here wat aan hom verskyn het. Hy bou 'n altaar. Hoor gou mooi. Hier sit die klippe. Dis wonderlik. Ek vra my elke keer vir die vraag af, hoekom is 'n altaar vir die Here 'n lieflike geur? Ek glo omdat dit gepaard gaan met gehoorsaamheid. Hy reageer, hier's aksie. Trek en God eer wanneer ek en jy aksie neem en hy bou daai altaar vir die Here. Ek het nou die verbond gehoor. Ek sal hierdie land aan jou gee. Nou trek hy. Môreoggend kom die duiwel en hy sê, Abraham, het jy nie verniet uitgetrek, daar van die Galdeërs. Dis hoekom ek in my Bybel die woordjie uitgetrek in vers 5 omkring het, want daar het hy in aksie oorgegaan, en hy het gereageer op God se woord. Abraham, hoe weet jy doen die regte ding? Kom, ek vat jou duiwel, kom. Kyk, hier is die altaar wat ek gebou het. Hier is 'n marker. Die Here het hier aan my verskyn en hy het hierdie woorde gesê, aan jou kinders gaan ek hierdie land gee. God het beloof. Is dit nie geloof nie, vriende? Weet jy wat is geloof? Geloof is, Hebreërs 11 vers 1, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys wat ons het Abraham al die land gesien? Nee, Here, duiwel, hoor gou my, God het hier 'n belofte by my aan my gemaak. Dis by Sichem, sien jy, dis Sichem? Hier, dis hoekom jy moet weet waar dit gebeur het. Want die duiwel sal jou kom aanval en sê, is jy seker? Is jy seker is die Here? Kom ons kyk. Daar het die Here aan my verskyn. Ek het net uit die Galdeërs uitgekom. Wonderlik God se woord, nee. Dis lewend God se woord. Hoor gou mooi, het jy al altaar gebou vir die Here? Het jy al? Kan jy die duiwel neem na 'n altaar toe en sê, hoor die duiwel, hier het God met my gepraat en hier het die Here al vir my 'n ding gesê, nee, en ek hou hom vas. God maak 'n belofte aan jou en aan jou kinders en aan jou nageslag sal ek 'n land gee. Hulle sal word soos die sterre in die sand van die see. Here, my kind. My kind. Abraham, vat my. Ek is 'n God wat nooit teruggaan op my woord nie. En hy bou vir die Here daar 'n altaar. Die eerste altaar wat hy vir die Here bou, en daai altaar staan bekend. En ek het gewonder, het altaar, hy kon, of Abraham al, miskien daai tyd 'n ou plaatjie kon gemaak het, daar was nog nie so iets, miskien in daai tyd nie, maar hy, daai altaar staan bekend vandag, as die altaar van geloof in God se beloftes. Hoor gou, liewe gemeente, as daar een altaar is wat jy vanmôre hier sal moet kom bou, is hier die altaar wat sy naam bekend staan, as die altaar van geloof in God se beloftes. Jy gaan dit nie maak in 2026, as jy nie 'n altaar het wat bekend staan as die altaar van geloof in God se. Here, God is geen, hy lieg nie. Hy sou nie iets sê en dit nie doen nie. Vriende, as jy twyfel, gaan nou Abraham terug. Hierdie altaar se naam is die altaar van geloof in God se beloftes. Meer as 33,000 beloftes, elke belofte is ja en amen. Elke belofte, ja. God sê, hy is die waarmaak. Dit was vir my lieflike geur, omdat Abraham God geglo het. Ek wonder as ek hierdie diens vanmôre hier moet afsluit, sal jy hierdie altaar kan kom bou in die geloof en sê, Here, as daar 'n altaar is, almal is belangrik, ek kan hulle nie vir jou uitsonder nie, maar as daar een belangrike, een altaar is wat vir my vanmôre belangrik is, Here, is my moeilik om God te glo. Is my moeilik om sy woord te glo. Is my moeilik om sy beloftes te glo, maar Here, ek kom vanmôre. Hoeveel is dit vandag? Die 11de Januarie. Ek kom sê vir u. Ek kom bely dit. In die geloof bou ek hierdie altaar, Here. Want ek gaan dit in 2026 nodig hê. En ek jou na my tweede een toe neem. Blaai gesaam met my nie ver daar vanaf nie. Snaaks, hy was lief vir altare, nee, die volgende hoofstuk. Vers 4, hoofstuk 13 vers 4. Ek lees gou vir jou net hier van die begin af. Hoofstuk 13 vers 1. So het Abraham dan uit Egipte na die suidland opgetrek. Ek het in my Bybel die woordjie opgetrek. Hy het uitgetrek en hy het opgetrek. Omkring.
Hy met sy vrou en sy hele besittings en Lot saam met hom. Ek luister hoe vir sy vra sy vrou, die vrou vra Lot, Abraham, waar is ons? Oom Lot vra, waar is julle? Nee, ek weet nie, God het gesê. Maar God gaan sy woord waarmaak. Hy het opgetrek. En Abraham hy was baie ryk aan vee, aan silwer en goud. En hy het van plek tot plek uit die Suidland getrek tot by Bethel. Waar het hierdie belofte plaasgevind? Waar is hierdie altaar opgerig? Jy onthou, by Bethel. Hy kom by Bethel, na die plek waar sy tent in die begin gestaan het tussen Bethel en Ai. Na die plek van die altaar wat hy vroeër daar gebou het. Hy's 'n man van altare. Hy's 'n man van altare. Hy bou daai altaar weer by Bethel. En dis hier waar Abraham die Here se naam aangeroep het. Hy sê dit hier, hoor gou mooi. En Abraham het daar die naam van die Here aangeroep. Ek het gewonder, Abraham, hoekom het jy die naam van die Here aangeroep? Hy het die naam van die Here, Spreuke 18 vers 10. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin, hy word beskud. Miskien was hy in gevaar, miskien was die aanvalle so. Ek roep die naam van die Here aan. Die tweede altaar wat hy gebou het, roep hy die naam van die Here aan. Hy het nie woorde gehad, miskien is dit soos wat ek baie keer doen. Ek gaan sit maar net baie keer op 'n plek. Dan praat ek en sê, Here. Ek het nie woorde vandag nie. Ken jy so altaar? En daar kan ek weer inlees. Nee, hierdie altaar was vir die Here 'n lieflike geur gewees. Hy roep die naam van die Here aan. En daar die altaar staan vandag bekend. Die ou plaatjie by daai altaar is as volg: die altaar van gemeenskap met God. En ek loop daar verby die dag, daar by Bethel, eendag. 'n Wonderlike tye met die Here hier gehad. Wonderlike tye. Ken jy gemeenskap met Jesus? Ken jy dit? Om net daar te gaan sit. Hy praat met my en ek praat met hom. Ek weet hy's hier. Gemeenskap met God. Of môre vir die vraag, wil jy nie hierdie altaar kom bou? Vir die Here te sê, Here, help my om in hierdie jaar gemeenskap met God te hê. Tyd met God is spandeer. Daar's 'n derde altaar wat hy bou. Ek gaan net Abraham se altare vir u noem. Hy bou 'n derde altaar vir die Here. En as jy vers 18 toe blaai, staan daar hierdie woorde. Toe het Abraham al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentynbome van Mamre, wat by Hebron is. En hy het daar vir die Here 'n altaar gebou. Hy het al hoe verder sy tente opgeslaan. Die Here daar 'n belofte gemaak. Abraham, ek hoor iemand sê, Abraham, hoekom doen jy dit? God het daar, die eerste keer toe hy my verskyn in Genesis 12 het hy gesê, ek gaan vir jou 'n land gee. Nou doen ek dit maar net wat die Here sê, ek slaan my tente op en daar al hoe verder. En hy het by Marme gekom wat by Hebron was. Onthou jy waar sy derde 'n plekkie gewees? Abraham, waar het jy jou derde altaar? Daar by Hebron. Jong, ek wil jou vertel. My tweede altaar wat ek vir die Here gebou het, sy naam is gemeenskap met God. En my eerste altaar se naam wat ek vir die Here gebou het, sê ek gaan God glo. 'n Altaar van geloof in die beloftes van God. En hy bou sy derde altaar, gaan bou hy by Hebron. Daar staan dit en hy kom tot by Hebron en hy daar vir die Here 'n altaar gebou. Interessant, dis ook hier waar Lot en Abraham en Lot se paai geskei het. Jy moet dit maar die geskiedenis gaan lees.
Want Abraham het hierdie beloofde land in gedagte gehad, né? Maar kom ek wys gou vir jou. Na hierdie altaar word verwys. Jy sien, terwyl hy en oom Lot saam geloop het, was daar baie wrywing geweest. Iemand die geskiedenis gaan lees. En Abraham en Lot, kyk gou vir my, is een van die mooiste voorbeelde in die geestelike lewens, hoe iemand op 'n ander persoon se geestelikheid kan ry. Jy het mooi gehoor, kyk my weer, ek gaan my herhaal. Abraham en Lot, daai twee, is my die duidelikste voorbeeld in die woord van God, hoe 'n man op sy vrou se rug sy geestelikheid kan ry, en hoe 'n vrou op haar man se geestelikheid kan ry. Was dit nie vir Abraham nie, sou Lot al lank al die pad byster geraak het. Dit was Lot, dit was Abraham wat vir Lot op die pad gehou het. En Lot het net later gekom en gesê, weet jy, ek het nie eers genoeg krag vir my en vir jou nie, man, kom ons kies, kom ons maak. En hier die altaar wat hy vir die Here gebou het, staan bekend as die altaar van hier af, Here, wil ek vir u sê, ek wil wandel in vrede. Ek het nie vrede nie, Here. Ek wandel nie in vrede, maar ek wil wandel in vrede. Kom, ek wys gou vir jou die vierde en ek is klaar. By ek gaan nie by al 7 uitkom vanmôre nie. In Genesis 22, 'n paar hoofstukke daarna, bou Abraham 'n vierde, is een van die moeilikste altare seker om vir die Here te bou. Is hierdie een wat ons vind by hierdie hoofstuk. Vers 9 van hoofstuk 22. Sjoe, vriende. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Hierdie altare was een van die moeilikste altare seker wat Abraham gebou het. Dit is altyd mooi, hy het die altaar vir die Here. Dis wat die Here gevra het. Abraham, bou nog vir my hierdie altaar. Ek sien jy glo my, ek sien jy vat my woord, ek sien jy wil hierdie pad met my wandel, maar kom ek gaan jou nog een altaar vra. Ek gaan nog vir jou vra, bou nog hierdie een altaar vir my. En hy bou hierdie altaar vir die Here by Moria. Die berg Moria. Net 'n interessantheid, as jy die berg Moria vat en jy gaan kyk na Golgotha, dan was Golgotha presies die berg Moria gewees. Maar hy bou toe die altaar vir die Here op die berg Moria. En dis hier waar hy vir Abraham vir Isak moes gaan offer het. En hierdie altaar is die hoogste vorm wat jy kon kry van algehele oorgawe. Abraham, ek kan sien jy's eerlik. Ek kan sien jy wil my volg. Ek sien jy trek uit van die Galdeërs, jy trek op, sê die Bybel, uit en op. En ek kan sien jy bedoel dit opreg, maar Abraham, ek wil nog net een ding vir jou vra. Nog net een altaar. En dit gaan die hoogste vorm van 'n altaar wees wat iemand vir my kan bou. Sy naam is algehele oorgawe en gehoorsaamheid. Dis 'n prys. Dis 'n ander tipe altaar om vir die Here te bou, nie? By alles. As die Here vanmôre vir jou vra en vir my vra, Johan, en hy noem jou naam, sal jy, sien jy kans aan die begin van 2026 vir my so 'n altaar te bou? Al wat ek van jou gaan vra is algehele oorgawe. Al wat ek vir jou gaan vra is net om vir my gehoorsaam te wees. Gehoorsaam aan elke
verordeninge, elke gebooie, is vir my so interessant. Ons ken Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En die wêreld ken vandag Johannes 3 vers 16, maar as jy net Johannes 3 'n bietjie verder gaan lees, dan sê jy sien, wat verwag Jesus van hulle wat sê dat hulle hom lief het. Al gee hulle oorgawe. Kan ek vir jou hierdie 4 weer wys? Hy bou by Sichem, bou hy sy eerste altaar. 'n Altaar, sy naam is 'n altaar van geloof in die beloftes van God. Wil jy nie geloof hierdie altaar kom bou vir die Here? Daar is die tweede een. Hy bou hierdie altaar, bou hy by Bethel. Gemeenskap met God. Die derde een by Hebron. Wandel, Moria. Al julle oorgawe. Daar is 7 manne wat 'n altaar vir die Here gebou het. Ek het maar nou by die tweede een gekom, hy bou 4 altare so agter mekaar vir die Here om net te sê, Here, hier is my merker. Hier is my merker. Jy moet die Bybel mooi lees. Interessant hoe die Here sy woord deur die Heilige Gees laat skryf het. Hy vat jou altyd terug op jou pad. Jy al agterkom. Die Here het altyd sy manne teruggevat op die pad. Hoekom? Dat hulle moet kan onthou wat die Here vir hulle gedoen het. Ek herhaal my. God vat jou terug op die pad, ook in jou geestelike lewe, sodat hy graag wil hê dat jy altare moet hê, merkers moet hê, sodat jy kan onthou wat God vir jou gedoen het. 'n Altaar vir die Here gebou. 'n Altaar vir die Here gebou. Here, ek is so dankbaar. 'n Ontmoetingsplek. En elke keer as Abraham by hierdie vuur, of as Noag by syne verbygeloop het, het hy onthou God se daad. My ontmoeting met die Here, hy het dit onthou. Is dit wonderlik nie? Ek wil jou uitdaag vir 2026. Bou 'n altaar vir die Here. Jy gaan dit nodig hê. Iewers in hierdie jaar gaan jy my herinner aan 11 Januarie, as ek maar net my altaar vir die Here gebou het. Dan het ek 'n plek gehad waarna toe ek kan teruggegaan het en vir die Here gesê, die Here, ek onthou 11 Januarie. Ek onthou u by my aangedring het deur die Heilige Gees, bou, vat my op geloof. Ek weet wat jy nou sê, sê nou maar dit werk nie, los dit vir die Here. Wees jy net gehoorsaam. Wees jy net gehoorsaam. Maak jou ore oop, maak jou geestelike ore oop, maak jou hart oop en sê, Here, ek hoor. Ons lees dit so maklik in die Bybel, dit was nie so maklik nie. Dit was nie so maklik nie. Maar Abraham van Noag, dit is nie so maklik om net 'n altaar te bou nie, maar hulle het gedoen in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Ek wou afsluit met 'n lied, maar Gerard het hierdie lied vir ons gespeel in Engels. En ek gaan vir hom vra om net so deel te speel van hierdie lied. Terwyl hy hierdie lied speel, hy vra, is jou alsal op die altaar vir die Here? Hy vra, het jy al 'n altaar vir die Here gebou? Daar waar jy sit, trek deur jou krinkie om jou aan die begin van hierdie jaar, die tweede Sondag, en sê, Here, ek wil 'n altaar bou. Ek gaan jou volgende Sondag wys, hoekom is dit so belangrik? Ek gaan vir jou die ander manne se name noem wat ook altare gebou het. Sê dit vanmôre, Here, ek is gewillig, ek wil, en in die geloof, kom vat ek die klippe al, Here, kom pak dit. Ek kom pak dit. Maar maak my, hoor gou mooi, help my om God se beloftes te glo. Help my om God op sy woord te neem. Kom staan vier met jou voete vas op God se woord. Vriende, hoor gou mooi, al moet jy iets doen vanmôre, al moet jy net staan, en al moet jy net sê, ek sit my voete vanmôre op God se woord. Ek gaan nie twyfel hierdie jaar nie. Ek bou vanmôre hier 'n altaar, as jy ooit weer by daai stoel verbystap, dat jy sal weet wat jy vir die Here gesê het. Omdat jy geantwoord het op sy woord. Gerard, speel gou. Jy maak jou oop toe jy praat met die Here, jy bou jou altaar in die geloof, daar waar jy sit. Jy praat ook met die Here. Dankie, Gerard.
have longed for sweet peace and for faith to increase, and have earnestly, fervently prayed. But you cannot have rest or be perfectly blessed until all on the altar is laid. Is your all on the altar of sacrifice laid? Your heart does the Spirit control? You can only be blessed and have peace and sweet rest as you yield Him your body and soul. Would you walk with the Lord in the light of His word, and have peace and contentment always? You must do His sweet will to be free from all ill. On the altar your all you must lay. Is your all on the altar of sacrifice laid? Your heart does the Spirit control? You can only be blessed and have peace and sweet rest as you yield Him your body and soul. Oh, we never can know what the Lord will bestow of the blessings for which we have prayed, till our body and soul He doth fully control, and our all on the altar is laid. Is your all on the altar of sacrifice laid? Your heart does the Spirit control? You can only be blessed and have peace and sweet rest as you yield Him your body and soul. Here Jesus, dankie vanmôre vir hierdie voorreg. Dankie dat die Heilige Gees ons uitdaag met woorde soos bou vir die Here 'n altaar. En die Heilige Gees van God is nou getrou om te sê wat daardie altaar se naam is wat ek vir die Here moet bou. Miskien is dit hierdie altaar om vanmôre op nuut vir U te kom sê, Here, 2026 wil ek in die beloftes van God in sy woord wil ek kom glo. Dis wat Abraham heel eers moes gedoen het. Om hierdie pad verder te stap, om God op sy woord te neem, om hierdie land in te gaan, op te trek. Moes hy eers daar kom waar hy sê, Here, ek glo U. Ek sien niks, maar ek trek, want God het gesê. God het aan my verskyn, hy het gesê, en omdat hy dit sê, glo ek dit. Hy bou, wat praat van gemeenskap met God hê. Miskien het ons nodig in hierdie gemeente, om hierdie altaar te bou, gemeenskap met Jesus. Weg te doen met ons pick and pay lysies. Here, doen dit, hoe doen dit, Here, help my. Ek wil gemeenskap met Jesus. Ek wil in die wingerdstok wees, as daar die loot,
dat ek daar wees. Hy in my en ek in hom. Ag Here, U weet, wees U die naprediker van die woord. Help ons as ons hier uitstap, dat ons weet in die geloof waar ek gesit het, waar ek vanmôre sit, is 'n altaar gebou. En die Heilige Gees sal vir altyd my daaraan herinner op hierdie stoel. Onthou jy wat jy vir die Here gesê het? Onthou jy wat die Here ook vir jou gesê het? Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ek U daarvoor kan vertrou. Wees U die naprediker van die woord. Ek bid dit in Jesus se naam.